Niks gee vir Marita Groenewald van Klokkelaan meer vreugde as om hoop vir die hopeloses en drome vir die droomloses te gee nie. Ofskoon dit nou deur vindingryke talentkompetisies, sopkombuise of opleiding is. Waar daar 'n behoefte is, daar is haar kreatiewe brein besig om te woeker. Ons het gaan kuier. Sy is 'n opgeleide verpleegster en ma van 6 wat nooit ophou verpleeg, versorg en onderrig het nie. Haar pasiënte is uitsigloses en moedeloses. Haar kinders is enige iemand wat ondersteuning en hoop benodig. Sy en haar man Jan is al vir 3 geslagte lank besig om hier in hierdie gewijk te woeker. En glo my vry, hulle oes is van ewigheidswaarde. Vertel my, hoe het jy hier gekom? Bedoel, jy het verpleegkundige geswat? Ja, ek was in Oranje op skool en na skool wou ek gaan verpleeg het en ek het gaan verpleging swat. Maar na 'n jaar het ek en Jan besluit om te trou. Hy is 7-8 jaar ouer as ek. So van my getroude lewe af is ons nog altyd op dieselfde plaas. Ons kinders gehad en grootgemaak en dit is 'n baie groot voorreg om 'n boervrou te wees. Maar jy's 'n boervrou wat soveel doen vir die gemeenskap. Van jou eerste projekte gaan al terug van die 1980s af. Ja, ek het van dat ons getroud is baie vir Jan gehelp in die boerdery ook en ons het met baie mense, vrouens te doen gehad wat nie ander werk gehad het behalwe daai oestyd. En dit het gemaak dat ek met die projekte begin het. Want ek hou self baie van naaldwerk en handewerk en kreatiewe goeders. So dit het baie goed gewerk saam met die Lesotho's wat by ons begin werk het en al die goedjies wat ons begin maak het en dit het aangesteek na die binneland toe. En dis hoe ons eerste Letuteng begin het. Vertel my van Tsepo. Tsepo was 'n babietjie wat gebore is terwyl ons nou kool gewerk het en sy ouma het hom hiernatoe gebring en sy was 'n baie arm vrou en hy het toe baie siek geword, hy het longontsteking gekry en hulle het my geroep en ek het eintlik gedink ek gaan 'n lijk kry daarso, maar hy was baie siek. En ek het hom ingevat hospitaal toe en hulle het ook vir my gesê hy gaan nie dit maak nie. Maar wonder het hy daar deurgekom en so het Tsepo by ons in die huis geland. En tussen my en die wewers, my kinders was toe nou nog kleinerig gewees of jonk, hulle was nog in die skool, het ons hom groot gemaak en so is Tsepo nog steeds by ons. En as gevolg van hom het ek met 'n kinderhuis begin want so het ek met die ander kinders te doen gekry wat nie huise gehad het nie. En ja, so het dit ons lewe in 'n rigting ingestoot. Baie obstakels, maar baie interessant. Waar is Tsepo vandag? Hy is daar in die lokasie en hy help my daar met die projekte. So dis net soos in jou om mense te help? Ja, maar ek dink dit is ook omdat ek groot geword het hier en ek het ook as kind geleer Sotho praat en so ek praat dit vlot en ja, ek dink as mense taal praat, dan kom jy by sy hart uit. En ek ken hierdie mense soos wat ek my eie mense ken. Hierdie boervrou, opheffer en wonderwerker spog met haar eie kroos van 6 kinders en 18 kleinkinders. Karnien, wat is jou betrokkenheid met jou ma se gemeenskapsprojekte? Ons ondersteun haar waar sy ons nodig het. So sy sê vir ons wat ons moet doen en doen ons dit en baie keer dan help ons ook waar ons sien, jy weet, daar 'n behoefte is. Janet, wat dink jy van jou ma se gemeenskapsprojekte? Waar ek is mal daaroor. Ek sê mos dis my ding. Ja, om die mense te help en die dankbaarheid wat hulle het is 'n groot voorreg en ek sê altyd jy kry eintlik meer daaruit as wat hulle daaruit kry. Hoe voel oom en oom se hart in opsigte van die verandering wat jou vrou en jou kinders in die gemeenskap maak? Is oom trots op hulle? Ja, ons is baie trots op hulle. Haar Sesotho naam is Sipati. Maar as jy die naam Sipati in Klokkelaan of in die omgewing noem, almal ken vir Sipati en so hulle weet die verskil, hulle juig geslaan naam daar. Imla Empower glo dat elke kind die geleentheid verdien om te leer, groei en floreer. Dit is presies wat hier gebeur. Marita, wat behels Imla Empower presies? Ek het eers Letuteng Weavers en toe Letuteng Learning Center en Letuteng Community. Verander na Imla Empower en ons hoofdoel is eintlik om 'n vaardigheidsontwikkelings
sentrum te begin. Intussentyd doen Imla Empower, beweeg ons rond in die woonbuurt, soos wat die behoefte is, en ons help die mense om hulle goedjies te bemark en hulle te bemoedig en voorraad te kry waarmee hulle wil werk. En ons bemoedig hulle om tuine te maak, groentetuine, en ons bring vir hulle kompos. So ons ontwikkel die mense sodat hulle self kan help. Sê pa Marita is jou ma. Ja, Jy noem haar ma, dit is sy wat jou groot gemaak het. ja. Wat doen jy nou? Op die oomblik is ek besig om die ander ouetjies hier in die gemeenskap te laat ontwikkel. Ek wil hulle laat ontwikkel, want ek het daai gift vir die Here vir my gegee het om vir ander mense soos in raak te sien en hulle te help en vir hulle te wys wat die regte ding is om te doen in die lewe. Wat behels dit? Ons help ons nou die kinders wat nou verskriklik baie sukkel, omdat ons gemeenskap ook baie min werk het vir die mense hierso. Maar al hierdie skills wat ons vir hulle leer en wat ons met hulle soos tyd spandeer en so aan, dit is baie spesiaal om hulle ook te laat te besef dat hulle ook baie spesiaal is, ja. Ons grootste aktiwiteit wat ons tans doen is die talentkompetisie eenmaal 'n jaar en 'n sportkompetisie tussen die sokker, netbal, skaak en volleybal. Vir my het die talentkompetisie verskriklik goed gewerk, want hulle vertel vir mekaar en dis 'n opwinding en dit hou hulle weg van kwaad af. En soos hierdie klomp mense wat hier sit, is dis vir hulle verskriklike groot opwinding om nou vandag hier te wees en hulle goedjies net tentoon te stel. Right now, I'm working. If you stay here in the small town, there is no jobs. So Marita comes, maybe find something to do for the kids and for us adults as well. So I think it makes a difference. En dan ook natuurlik glo jy in voeding vir kinders, as ook die opvoeding. Ja, dit is vir my 'n baie ernstige ding, want jy kan nie vir 'n kind leer as hy honger is nie, en dit gebeur so baie. Sophia, what do you do with the projects that Marita has implemented? I'm cooking for the children who struggle with food at home. It makes big difference in the community because some people don't have any food inside. Some children eat only at school. When after school, they don't have food at home. Now this one makes difference. I think God made some people to help others. Ek sien by ons op die plaas as mense kom werk vra en hulle kan niks aanbied wat hulle kan doen nie. Hulle wil werk hê, maar jy moet hulle van voor af alles leer. En ek glo dat die mense self sou kan aangaan met hierdie projek en dat my kinders daarmee sal kan aangaan en ek glo dan sal hulle self kan help en hulle plekkie self kan regmaak. In die tyd wat jy hierso is, watse verskil het jy gesien in die mense en die kinders? Jy sien 'n smaal op hulle gesigte. Jy sien daar's hoop nou vir hulle. Hulle weet daar's 'n doel hoekom hulle lewe. Vir my is dit 'n rykdom. Dit voel soos dis my kinders as ek in die dorp inkom. Dis vir my baie lekker om dankbare mense te sien. Die kort pad na jou eie geluk is so ver soos wat jou hand kan uitstrek en die vlerke wat jy op ander vasspeld, maak jou vrylik vlieg. Dankie Marita, jy het verseker vandag my hart aangeraak.